So die laaste paar weke is ons in 'n reeks, God is, punt, sien julle hom? God is net wie hy is. God is net wie hy is en hy is net amazing. En wat jy voel van God en wat jy dink van God, gaan nie verander wie God is nie. Jy mag dalk 'n klein prentjie hê van God, jy mag dalk 'n groot prentjie hê van God, jy mag dalk 'n onakkurate prentjie hê van God, dit gaan nie verander nie. God is wie hy is. En hy staan nie op die oggend en sien is bewolk en dan voel hy depressief nie. Want die weer bepaal nie wie hy is nie. Hoe jy hom aanbid bepaal nie wie hy is nie. Het jy al agterkom, God probeer nie homself defend nie. God probeer nie homself bewys aan mense nie. Jesus staan voor Pontius Pilatus en hulle gee aanklagte en hom beskuldigings teen hom wat vals is. En raai wat doen Jesus? Hy bly stil. Anders as ek en jy. As iemand iets van ons sê, gaan ons vir hulle vertel, ons gaan hulle net korrigeer, ons gaan hulle net regstel, want ons moet nog bewys wie ons is. En wat ander mense vir ons dink, bepaal wie ons word. Nie God nie. God is baie seker in homself. Of jy nou van hom like of nie, hy bly baie seker. Hy bly presies wie hy is. Dis die stabiele God wat jy dien. Al wat God van jou vra is, luister, kry die regte prentjie van wie ek is. Want hoe jy God sien, gaan reageer hoe jy hom dien. Hier's 'n paar mense. Ek is baie likeable ou, dink ek. En daar is mense wat vir my, Tobias altyd lief, daar's nie mense wat vir jou kwaad is nie. Nou I beg to differ. Ek het al mense kwaad gemaak. En dan hoe weet ek het hulle kwaad gemaak? Ek sien hulle so verbyglip in Spar se lyne en dan sien hulle my en dan dak hulle vir die volgende lyn. Of hulle loop aan hierdie kant van die pad, dan sien hulle my, dan raak hulle so wit, dan raak hulle so pers en geel en dan loop hulle na die ander kant van die pad toe. Raai ek loop ook oor. Hallo, hoe gaan met julle? Het julle ander kerk gekry? Hoe gaan met julle? Genuine. Ek hoop dit gaan goed met julle. Want jy gaan nie bepaal wie ek word nie. As jy wil bitter wees bitter, maar ek gaan nie bitter wees nie. Ek sal vergewe en ek sal jou aanhou groet en ek sal jou altyd lief hê. Daai is wie God is. Dis wie God is. Blaai saam met my. Na 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Of jy kan net op die bord kyk. O ja, ek moet hierdie bord verander. Asai. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Vat gou so in jou vrou en jou man se wang sê, "Jy is 'n lekker mens." Maar dis jou vlees. Hierdie is jou vlees. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan God, aan Christus gehoorsaam te maak. So nou, laasweek toe ek Saterdag aan die bed en julle laaf mos muskiete soos ek. Julle bly mos in Noorderpyl soos ek. Ek laaf dit is 'n muskiet. Dan klap jy jouself. En dan sit jy die lig aan en as ek hom met die zapper daar agter hom maak hom dood en dan net so 5 minute later op en dan gaan ons ek en Tobias dan jag ons mekaar daar rond. En ek kon daai aand net nie slaap nie en dan wil ek piepie en ek kan nie kom baie piepie nie en dan kry ek warm, dan kry ek koud en ek kry net nie geslaap en ek weet môre moet ek preek in Suid. En ek weet dis nou Satan wat my sommer net moeilikheid wil gee. Die volgende oomblik te besluit ek, that's it. Nou gaan ek om veg. Toe loop ek kluis toe en ek gaan haal my pistool wat ek 20 jaar laas geskiet het. Toe jag ek met die pistool rond. Ja, obviously dis belaglik julle. Maar dis wat ons baie keer doen. Jy besef nie, vanoggend toe jy opstaan, toe is jy geestelike oorlog. Die aarde is nie. Weet jy wie jou TV lanklaas gesien het nie? Daar's oorlog in Iran. Iran, nee. In Israel. En dan is die oorlog daar. En dan kom jy by die werk en sien jy, maar hier's oorlog. Paas is kwaad vir jou. Jou vernoot is kwaad vir jou. Jy's nog nie in die hemel nie. Jy's elke dag in 'n geveg of jy dit nou wil like of nie en of jy dit nou wil erken of nie, jy is in 'n geveg en jy moet leer veg met geestelike wapens. Anders gaan jy aanhou verloor. Dit help nie jy probeer die duiwel rondjag met 'n sambokkie. Dit gaan nie werk nie. Jy moet leer, jy moet jouself toerus. En raai wat, God is so 'n goeie God. God het 'n prentjie van jou lewe. Hy droom oor jou. Hy het jou geskape met 'n sekere persoonlikheid, met gawes, met gifts. Die mens wie jy is 'n gawe van God. Jou persoonlikheid is 'n gift. Het jy dit geweet?
Jou persoonlikheid is 'n gawe. Romeine 12, julle het dit mos gedoen hierso. Die motiveringsgawes van die Heilige Gees. So dan baie keer dan profeteer iemand oor jou lewe. En sê, luister, God sien dit van jou. God wil alles dit doen in jou lewe. Dan sê Satan, o, is dit wat die Here wil doen? En wat hy gaan doen is, hy rig vestings in ons koppe op, wat direk rig is teen dit wat die Here in jou wil doen. Dankie Here. Ek was nice geweest. Ek het nie oorlog gehad nie, tot hulle dit oor my uitgespreek het, en toe klap die bomme. Wat die Here doen is, hy sê, Satan, sien jy, daar is 'n target. Daar is 'n target vir jou. Ons dien 'n goeie God, hè. Ons dien 'n amazing Here. Hoe kan ek dit sê? Jesus word gedoop uit 'n goddelike oomblik. God die Vader skeer die hemel oop en hy sê, hierdie is my geliefde seun en wie ek welbaat. Matteus 4. Die Heilige Gees vat hom by die hand, lei hom in die woestyn in om versoek te word. En raai wat is die eerste woorde wat Satan sê? As u die seun van God is. God sê, jy is my seun, my geliefde seun. Satan kom presies teen dit en hy sê, as u die seun is. Josef kry drome, dis wat gaan gebeur. Hy raak excited, hy vertel sy broers. Die volgende oomblik na daai drome, raai wat gebeur julle? Hy word in 'n put gegooi. Hy word verkoop as 'n slaaf. Hy land in die tronk. Jy sien dit vir Josef, doep, doep, doep. En dan begin jy dink, maar het die Here regtig gesê? Het ek regtig hom gehoor? Is hy regtig betroubaar? Is hy regtig goed? Want ons het nou vir dit gebeur en toe gebeur dit. Baie keer word mense gedoop en dan dink hulle, dis nou honeymoon, daai volgende week pel. Daai volgende week, dan peper hy jou met bomme. En hy roer vir jou en jy dink, waar is die Here? Luister, toe my kinders klein was, het ek nie vir hulle 'n jaggeweer gesê, luister, gaan skiet 'n bietjie vir mekaar met die jaggeweer nie, gaan speel 'n bietjie nie. Hy's klein, hy kan nog nie redeneer soos 'n groot mens nie. Ek het die mense weghou van hom, wat ek nooit gedoen het, ek het nooit die afrigters en onderwysers gestoei, omdat hulle nie my kind geskies het nie. Ek hoop nie jy's daai pa en daai ma nie. Want jy leef jouself deur jou kinders uit, stop dit. Jy maak dit vir die onderwysers moeilik. Maar daar is 'n plek, my kinders beskerm het gesê, nee. Maar soos wat hy groot raak, raai wat? Los hoekom dat hy sy eie battles veg. My kinders is ook al gekies vir die C-span en die D-span. En aan die binnekant ek wil 'n onderwyser net so 'n bietjie draai. Die binnekant weet ek, as ek nou my kind se battle vir hom veg, gaan hy nie leer om dit self te veg nie. En dan elke keer dan sê ek vir hulle, luister, werk hard, doen jou beste, en jy gaan leer om hierdie oorlog te wen. Jy gaan leer om hierdie battle te wen. Paas en maas, moenie al jou kinders se battles wen nie. Jy hou hom swak. En elke keer het my kinders ingespring, hard gewerk, en dan elke keer dan sien ek, daar word hulle nou gekies. Daar kry hulle daai span, nie omdat ek vir die onderwyser gesê het hoe sleg hy is nie, omdat hulle hard gewerk het. Selfs met God, God is 'n goeie God. Hy sê, luister, jy gaan oorlog beleef, jy gaan dit moeilik hê op hierdie aarde, kan jou nie altyd net lekker veilig nie. Hulle het 'n studie gedoen, hulle het 'n botaniese tuin in 'n woestyn gebou, met 'n glas, huis, wat ook al. Toe kom hulle agter, die bome groei, maar die bome val om, as hulle 'n sekere hoogte bereik. En hulle kon nie verstaan, hoekom val die bome om nie. Weet julle hoekom? Hulle het nie windweerstand nie. Hulle wortels kan nie dieper skiet nie. So jy veg met die Satan, en jy haal jou pistool uit, dan kom jy agter, dit werk nie. En dan veg jy jou gedagtes met 'n gedagte, en dan kom jy agter, dit werk nie. En dan kom jy agter, wag 'n bietjie, as ek God ken, en wie hy is, dan het ek 'n anker, dan het ek 'n rots, dan het ek 'n fondasie, waarop ek kan leef. Wag 'n bietjie, God se woord, ek is 'n oorwinnaar, ek is nie 'n loser nie. Nou begin jy veg met God se woord, met sy waarheid. Want wat Satan doen, hy bou vestings van leuns in ons koppe. Weet julle wat is 'n vesting? Dis 'n stronghold. Dis hoe jy dink. As mense na JP kyk en hulle sê, "Alraai, dit gebeur," dan gaan JP so reageer, dan gaan hy so reageer, en hy land daar in die donkerte, depressief. Dis nie JP nie, maar want jy dink op 'n sekere manier. Dis 'n vesting, dis 'n paadjie wat uitgekap is in jou kop. As iets met jou gebeur, dan gaan jou kop onmiddellik en hy dink in 'n rigting en hy begin daai paadjie loop, want hy ken daai paadjie. En wat jy nou moet doen is, jy moet waarheid inbring, jy moet God inbring, wie God is, en dan sê vir jou kop, luister Pel, jy dink verkeerd. Wie van julle ry baie keer in die boulevard? Ons almal. Donderdag, 4 uur, gaan julle ons sien, ons bid daar in die boulevard daar ergens.
keer op keer op keer. Stop daar iemand by my? Of by ons? Ek wil selfmoord pleeg. Ek is moeg vir die lewe. Weet julle wie stop daar? Nie die gesonde mense nie. Die siek mense. Jy gaan nie dokter toe en sê, dok, ek wil net so 'n bietjie kom kuier, man. Hoe gaan met jou? Wat is jou rekening nou weer? R2000. Ja, is lekker. Kan ons 'n koppie koffie ding? Hoe is jy siek? Nee, ek is super gesond, ek wil net weer kom kuier. Weet jy wat, dan gaan jy na die Here toe. Nee, wat kom soek jy hulp? Wanneer jy siek. God se hart is dat elkeen van ons in oorwinning sal staan. God se hart is dat jy sal wen, dat jy sal leer hoe om te wen. Dis sy hart. Dis hoekom hy jou oorlog toe stuur. Jy is die 'n goeie God. Hy sê, luister, jy moet dit, jy is bietjie stil vanoggend. Wat sê teologie glo jy, Christo? Wel, die Bybel sê, ons is nie gewerp, Efesiërs 2, nee, volle wapenrusting van God. Ek dink Efesiërs 6. Hy sê, luister, jy is in 'n geestelike oorlog. Yes, maak vrede daarmee. Maar jy moet leer veg. En daai oorlog gebeur hoofsaaklik in vesting, verkeerde gedagtepatrone. En dan sê Romeine 12 vir ons, verander jou denke. Sit die helm van verlossing op, sit die borswapen van geregtigheid, skild van geloof, die swaard, die woord, gordel van waarheid, skoene van bereidwilligheid, pantser jouself. Trek jouself aan, want jy moet wen. Want jy het 'n roeping op jou lewe. Raai wat doen ons julle? God het 'n roeping op jou lewe. Jy worstel so in jou gedagtes, jy worstel so in jou emosies, en jou prentjie van God word so geblur, dat ons naderhand so moeg is. Dat sê wie wat, ek gaan met aankap in die lewe. Ek gaan nie meer daai droompersoon nie. Dit is net te moeilik. Dit is net te moeilik. Sien, wanneer die Satan nie vir my en jou kan kry om te sondig nie, wanneer hy vir my en jou nie kan kry om pornografie te kyk en onsself dronk te drink en drugs te begin gebruik, ander vrouens te begin jaag nie, hy kry jou nie uitgehaal deur sonde nie, dan kry jy jou uitgehaal deur jou lam te maak, jou moeg te maak. Hy ry jou gees lam. Dat jy nou nie meer krag het nie. Dat jy nou nie meer weet hoe om op te staan in die oggende nie. Want jy het net soveel bombarderings. Jy het net soveel aanvalle in 'n teks op finansies, op jou emosies, op jou liggaamlik, jou gesondheid en die werk. En jy nou sê ek weet nie meer hoe nie. Dan sê die Bybel die volgende vir jou: versterk jouself in die Here. Hy gaan jou nie versterk nie. Jy versterk jouself in die Here. Raai hoe versterk jy jouself in die Here? Raai hoe versterk jy jouself in die Here? Jy bestudeer wie hy is. En jy herinner jouself, God is goed. God is getrou. Ongeag van wat ek voel, ongeag van wat ek dink, God is my voorsiening. God se woord sal vir my lewe deurkom. Want dit is wie hy is. Hy is nie 'n God wat kan lieg nie. Hy is nie 'n God wat bedrieg nie. Hy is nie 'n God wat van gedagte verander nie. Dit is nie wie hy is nie. So liggaam, gedagtes, kom by. En staan op. Want jy het 'n vaste rots in Jesus. Nou is ek besig om my gedagtes gevange te neem. En jy's besig om daai soldaat, daai vesting in jou kop, is jy besig om te vang. Kom in die tronk, jy rehabiliteer hom, en nou raak hy 'n soldaat wat veg vir jou. Is dit nie amazing nie? Het jy geweet as ek jou bene afskop nou, en ons heg hom mooi, is die enige dokters vanoggend die, dokters, nie dogters nie, daar's 'n dokter. So sê vir my of ek waar is of nie waar is nie, sy gaan my nou korrigeer nie. Maar as jou been gebreek is en hy heg weer, vir 'n oomblik raak daai gedeelte sterker as die res van die been. Ja, ek is reg. Hy raak sterker. Dit is nie net dat jy die vesting afbreek nie. Daai gedagtepatrone neem jy gevange, gehoorsaamheid aan God. So raai wat, jou gedagtes kan net twee maniere gaan. Of hy's gehoorsaam aan Satan of gehoorsaam aan God. That's it. Jy kyk in die spieël, jy dink negatief oor jouself, raai wat, negatiewe gedagte. Kom daai van God af? Hoekom dink jy dit? Eers maar jy het 'n krom neus. Ek weet. En ek trots op hom. Ek begin vrede maak myself. Ek maak vrede met myself. Dis hoe God my geskaap het. Julle, ek is 'n baie emosionele mens. Ek is 'n baie emosionele mens. Ek is gelukkig, ek is happy, ek het vreugde, dis ook emosies. Dis ook emosies.
Ons dink baie keer wanneer iemand 'n emosionele mens is, dit is altyd negatief. God is 'n absolute emosionele wese, hy het al emosies geskape wat binnekant jou is. Hoekom kastei jy jouself? Hoekom verneder jy jouself so? Jy behaag nie God nie. Jy behaag Satan. As daai gedagte lynreg teen die waarheid van God staan, dan maak jy hom gehoorsaam aan God. En jy sê gedagte, dit is wie God is. En omdat dit God is, weet ek dit gaan die resultaat wees. So wees gehoorsaam. Stop dit. Ek kan vir jou die beste counseling gee. R2000 'n uur, kom sien my. Ek sal koffie drink met jou. Maar ek gaan jou die geld spaar. Stop dit. Counseling 101. So, kom ek lees vir julle Spreuke vers 5. Vertrou volkome op jou eie emosies en denke en maak met selfvertroue staat op jou eie insigte. Ken jou omstandighede en alles wat jy doen en jou emosies sal jou die regte pad laat loop. Vertrou jou eie insig en wysheid, dien die Here en vermy wat sleg is. Van julle glo my. Dis hoe men in jou Bybel lees. Hoekom vertrou jy emosies so baie? Hoekom vertrou jy jou eie insigte so terwyl die Bybel jou sê vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak. Moenie. Stop dit. So baie keer wil nie my kinders uithaal nie, ek haal hulle baie uit. Ek is baie lief vir hulle. Maar hierdie is alle kinders. Hierdie is alle kinders, nie net my kinders. Ek was ook maar so. Gaan doen gou hierdie vir my. Papa, ek voel nie nou lekker nie. Ek voel nou so 'n bietjie lui. En dan ons aardse pas, ons is van, okay, wees maar 'n bietjie ongehoorsaam, omdat jy nie lekker voel nie. It's alright. En ek leer my kind eintlik verkeerd. Laat jou doop. Ek voel nog nie reg nie. Ek voel nog nie reg om myself te laat doop nie. Gaan praat met hierdie persoon, gaan bid vir daai persoon. Here, ek voel nie nou lekker nie, ek voel terrible. Hoe kan jy my iets vra as ek nie so voel nie? Want ons is mos gevoelschristene. Wat ons geestelike lewe bou op gevoelens. Nie op waarheid wat lewe verander nie. Nie op waarheid wat vry maak nie. So jy's eintlik 'n victim van jou gedagtes en jou emosies en jou lyf. Raai kom sê Jesus druk hy lyf in die swembad. Raai hoekom? Want maak hom gehoorsaam. Hy rebelleer, hy beklei teen jou. Jesus kon nie so weg sê klim in 'n boom vir 3 dae. As God van jou iets vra, dan vra hy nie hoe voel jy nie. Hy sê die wat my liefhet sal my gehoorsaam. So maklik soos dit. As jy my gehoorsaam, sal jy die vrugte van dit pluk. Jy sal die vrede beleef. Jy sal die vreugde beleef. Jy sal die oorwinning. Moenie laat jou emosies jou lei nie. Hulle is 'n swak meester. Goeie dienskneg. Swak meester. Jou gedagtes swak meester. Goeie dienskneg. Sien, wanneer ek emosies kry wat my seermaak, gedagtes wat nie lekker is nie, dan moet ek stop. Ek sê nie verwyder, druk jou emosies en jou gedagtes weg nie. Ek sê moenie hulle onderdruk nie. Wat ek wel vir jou sê is, herken, daar is 'n dashboard liggie wat aangaan. Hoopelik is dit 'n geel liggie. Nou vrouens, hoor my nou vandag. As daar 'n geel liggie op jou dashboard aangaan, dan bel jy jou man. Sê liefie, hier's 'n geel liggie. As daar 'n rooi liggie is, dan stop jy onmiddellik. Dan moes jy al gestop het. Dan sê vir hom liefie, die kar het gebreek. Jy kan my maar kom haal. My dogter bel my eendag, pappa, hier's rooi liggies, maar sy los 'n voice note. Ek ry na en ek is van moenie ry nie. Stop. Toe ry sy met daai rooi liggie nog, gaan laai maatjies af en toe sy daar kom. Gasket het geblaas. R15,000 later. Omdat jy nie reageer het op die dashboard liggies nie. Emosies is 'n dashboard liggie. Hy sê vir jou, hey, jy dink verkeerd. Jy voel verkeerd. Jy moenie so voel nou nie. Dis al wat hy sê. Al wat emosies en gedagtes is, hoekom dink ek hierdie ding gereeld? Wat prentjie van God is skeef? Want ergens glo ek iets wat nie God behaag nie. Dis nie gehoorsaam aan God nie. Dis nie wat die Here oor my dink nie, maar ek dink hierdie ding van myself. En dit veroorsaak depressie by my, moedigheid by my. Ek glo iets verkeerd. Here help my om hierdie ding reg te stel. Maar jy gaan dit nie regstel deur gedagtes nie. Jy gaan Bybel lees. Nie om reg en verkeerd op te tel nie, om te bestudeer wie God is. Hier is jou sleutel. Kyk wie God is. Laat jou gedagtes God ken. Laat jou aksies God ken. Laat jou vrese God ken.
Jesaja 51, ek is die Here, ek bring uitkoms vir julle. Hoe is dit dan dat jy bang is vir 'n sterflike mens, vir 'n mens wat so maklik vergaan soos gras? Hoor wat sê die Engels? I am he who come for you. Who are you that you are afraid of man who dies? Ja, julle volg my nie. Sorry julle. Sorry. Daar is ons nou by mekaar. Onthou my, JP, dat ek die ding verander. Die Here sê so 'n bietjie van, jy vrees iets anders? Hoe durf jy? Hoe durf jy iets anders vrees? Want ek is daar vir jou. Weet julle wat vrees? Geloof in the inferior, above God. Dis vrees. Vrees is, ek glo so baie in hierdie ding, dat selfs nie eens God dit kan regstel. Dis vrees. Vrees is geloof. Vrees is 'n vaste vertroue, dat hierdie ding oor my lewe gaan kom. Dat daai ding met my gaan gebeur. Dis 'n vaste, Hebreërs 11 vers 1, geloof is 'n vertroue, 'n wete, dat God vir my deur sal kom. Vrees is dieselfde. Vrees is net geloof in die ander rigting. Dit is gedagtes en emosies in 'n ander rigting. Dit stel iets anders in plek, gee iets anders krag, wat 'n effek sal hê in my lewe, want jy vrees dit. Ek vrees ook. Ek ervaar ook negatiewe emosies, julle. Ek ervaar ook negatiewe gedagtes, maar ek word nie 'n victim, 'n volunteer van daai goeters nie. Jy is die baas van jou gedagtes, jy is die baas van jou emosies. Jy moet hulle bestuur en regeer oor hulle. Nie hulle oor jou nie. Dit vat mannemoed. Dit vat karakter om te sê, weet wat, dis hoe ek voel. Dis hoe ek dink, maar ek sal nie so voel nie. Weet jy wat sê ek vir myself? Ek is 'n joyful persoon. En baie keer loop ek in die kantoor en dan sê almal vir my, regtig? Maar ek hou net aan dit vir myself sê, om in die oggende 'n joyful persoon te wees. Ergens gaan dit inskop. Want waarop ek mediteer, gaan my gedagtes begin vorm, gaan vestings vervang, gaan ek begin word. Hoe lank vat dit om jou menswees te verander? Hoe lank vat dit om 'n gewoonte te verander, dink julle? 9 tot 12 maande. 21 dae, het jy net die eerste battle begin wen. As jy dit vir 'n jaar lank doen, gaan jy verander. Ek beloof jy gaan begin anders dink. En dis wat God jou wil hê. God wil hê jy moet prosper. Het julle al daai Bybelsversies gelees? God wil hê jy moet prosper. En dan kyk ek so baie mense wat in finansiële nood is en hulle prosper nie. Want jy dink geld gaan maak dat jy prosper. En jy mis die punt. God wil hê jy moet prosper of jy nou geld het of nie. Of jy nou geld het of nie, en of jy nou siek is of nie, God wil hê jy moet prosper. En of jy nou oorvloed het in goeders of nie, God wil hê jy moet prosper. Waar wil hy moet jy prosper? Vrede. Een van jou sterkste wapens waarmee jy veg, is joy en vrede. Ek gaan my vrede hou. Satan, ek sien jy wil my vrede ontwrig. Ek sien jy wil my vrede steel. Ek gaan nie dit toelaat nie. Ek is 'n persoon van vrede. Here, hoekom het ek nie vrede nie? Hoekom ervaar ek nie vrede nie? Wat glo ek wat my vrede steel, Here? Jy glo, jy moet daai tipe kar ry, want al jou bure ry nou daai kar. En jy moet daai tipe werk kry, want jou boetie het daai tipe werk gekry. En hulle lyk so lekker, vreugdevol. Ken julle daai mense? As jy met hulle praat, ja, ons was nou weer in Italië. Okay. Nadat julle laasweek in die Kreerwiltuin was. Ken julle daai tipe mense? Van julle, ek wil net gou gaan koffie maak. Geniet julle Italië trip en dan loop ek nou maar. Ons dink altyd daai ouens, hulle het 'n lekker lewe. Weet jy wie die lekker lewe? Jy wat in die berge loop en sê, Here, my siel al asem by U. Ek het soveel vreugde en ek ry 'n stuk in 'n volle. U is so amazing. So 'n paar jaar terug toe sê die Here, ek wil met jou kar weggee. Toe gee ek my kar weg. Eer aan hom, niks met my te doen nie. Die Here het gesê ons moet ons kar weggee. Toe sê die Here vir my, ek wil jy moet vir jou 'n poegie koop. Toe koop ek vir my 110 cc poegie. In hierdie dorp. My kinders het my gesê, pappa, kan ek julle skool toe vat? Nee, is okay, dankie. En partykeer as ek as prins, dan gaan haal ek vir Karla met die poegie. Dan stop ek al by Gilwit. Net. Hy het so lekker
Hy het so lekker hierdie Repsol stickers opgehad en hy het geklink soos 'n 500. Hy het so 'n bril. Maar hy was net 110 cc. Die Here het hom geweet, ek gaan nie sy ego so seer maak nie. Ons gaan maar net vir my lekker pyp opsit wat sterk klink. Dan gaan haal ek vir Karla en dan sê ek, "Dit kan jy net bietjie verder afparkeer. Ek sal jou daar kry." En ons almal doen dit julle. Want ons dink daai goeters gee vir my iets. Dit doen vir my iets. Hoekom ry jy die kar wat jy ry? Moenie vir my sê hy doen iets vir jou nie, hy doen. En ek sê nie is verkeerd nie. Ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê wel, as daai jou fondasie is, het jy moeilikheid. Want as Here al daai goed wegvat, wat het jy dan? Wat het jy dan? En God wil jy moet wen. God wil jy moet op goeie, solid fondasie bou. Hy wil hê jou kennis van hom moet breedvoerig wees. Die Here genees my nie. Hoekom genees hy my nie? Want hy is ook my leermeester. Hy is nie net my geneesheer nie. So baie keer vertrou ons die Here vir hierdie aspek en dan kom hy nie in hierdie aspek deur nie. Dan is ons kwaad met hom. Meantime met God 'n ander aspek wat hy besig is om in jou te openbaar. Vra hom, Here, hoekom genees jy my nie? Wat van u glo ek wat nie reg is nie? Waar moet ek u leer ken, Here? Ek wil groei in daai area sodat ek 'n meer volledige prentjie van God kan begin bou. Dit is wie God is. God is getrou. Weet julle wat? Die laaste 3 jaar is ek en Tobias deur seker van die moeilikste goeters wat ons al ooit deurgewerk het. En dit voel vir my partykeer, dan het ons hierdie een golf net in beheer. Maar ons slaan die volgende golf. Ken julle daai? Jy spoel daar by die see uit en is sand in die ore en sand waar oral waar nie lekker is nie. En jy sit jouself uit en dan jy wil net asem skep. Maar dan gaan ek nou maar weer. En dan draai ek weer die golf en as ek myself weer kry dan is ek op die strand. Nou wat ek vir jou vra is, moet net nie weghardloop nie. En die oomblik jy begin weghardloop, jy het 'n breastplate of righteousness, en 'n helm, en 'n skild, en 'n swaard. Maar is niks nie. Jy het moeilikheid as jy hardloop. Weet julle wie wen in die lewe? Nie die ouens wat hardloop nie. Nie die ouens wat oppak nie. Die ouens wat aanhou stoei, en aanhou stoei, en aanhou stoei. Ek kan nou nie meer nie, ek het net een been oor, maar ek hou aan stoei. En ek hou aan stoei, want raai wat? Ergens gaan ek doodgaan. Dan gaan ek nooit weer stoei nie. So dis die moeite werd. Ek gaan aanhou stoei. Ek gaan aanhou die Here vertrou. Ek gaan aanhou staat maak op die Here tot op my doodsbed. Hier's 'n feit julle. Ons liggame gaan ons almal van ons, jou liggaam gaan jou fail ergens. Can you guarantee? Ergens gaan jou hart ophou klop. Ergens gaan jou liggaam sê ek kan nie meer nie. So gesondheid is nie eers van daar op ek bou nie. Alles van my Here, as U nie in my lewe is nie, het ek niks. Niks. Totaliteit van God. God sê luister, hoe durf jy bang wees? Hoe durf jy? Ek verstaan dit nie, sê God. Ek ken myself. Ek weet tot wat ek in staat, ek is almagtig. Durf jy bang wees? Ek hoop jy hoor jou pa se hart vandag. Hy sê my seun, my dogter, stop dit man. Jy is braaf, jy's bold. Jy weet wie jy is in my. Staan op, beklei, you can do it. En partykeer stoei ek meneer, maar kom help jy my. Dan sê jy ek help jou. Deur jou te los. Dat jy kan leer hoe om jou spiere sterk te maak. Ek sê baie in die Suidgemeente, julle ek gym regtig, ek doen. Ek weet dit lyk nie altyd so nie, maar ek gym regtig. En ek kan jou dit sê. Toe ek en Guillaume die eerste keer gaan gym het, toe sukkel ek om 'n 15 kg ribcurl te doen. Ek doen nou al 100 kg, ek speel. Maar ek doen wel al so 50, 60. Daai eerste keer as ek van Guillaume, jy's mal sterk. Ek dink hy 80 gedoen of iets. Ek sê, "Joes, nee, my spier gaan uitpop." Maar nou, hey, ek gym, ek ribcurl hom al. Toe ek begin gym het ek 108 geweeg. Ek kon nie my skoene veters vasmaak nie. Van julle het my nie gesien daai tyd nie. Ek was 'n faaitjie, ek was lekker. Sorry, maar in elk geval, ek weeg nou 96. Ek het al 12 kilos afgeskit oor 7 jaar. Reg eet, gym. Ek staan by die gym en ek het al hierdie vir julle gesnoem, ek wil dit net gou vinnig weer sê. Ek staan eendag by die gym en ek het van die Every Nation lidmate ingestap met Virgin Active. En ek swipe hom. En daar gaan hy. Kry gym sessie. Wat het jy gekry? Punte. Wat het jy nie gekry nie? Spiere. Jy hou nie van weerstand nie, jy moet dit weet.
Ek hou nie van weerstand nie. Weerstand is nie lekker nie. Maar weerstand is goed vir my. As ek in die gym wil gaan, mans bo kan 40, jou metabolisme verander. Die testosteroonvlakke val, jou hormone vlak val, jy moet spiermassa bou om jou boepens weg te kry. Oefen spiere, sit weerstand op spiere. Maak dit vir jouself moeilik, sodat jy kan sterk word. Moenie weghardloop van die oorlog nie, sê vir Satan, ja! Nee, moet hom nie dreig nie, maar al wat ek probeer sê is, sê net weet wat, met my God sal ons hierdie ding wen. Want dis wie God is. One way or the other gaan ek hom wen. One way or the other gaan ek hom wen. As gevolg van COVID is daar 'n klomp goed in my en Tobias se lewe wat nou nog vir ons week vir week, maand na maand kom byt. Doring in my vlees. Hulle het my plat geslaan 3 jaar terug. 2 jaar terug was ek teen die grond. En die Here het nie weggevat nie. En die Here het my sê, Christus, ek wil jou leer om te midde van daai goeders joy te hê, vrede te hê. Jy het nie daai goed nodig nie, jy het my nodig. Psalm 23, die Here is my herder. Ek sal, sê dit, niks kort nie, punt. Die Here is my herder, ek kort niks. I've got it. Skat van die lewe. I've got it. Ek's victorious, kan nooit weer verloor nie. Of ek al my geld, so okay, ek het die Here. Ek weet as jy lekker in julle, ek's lekker grootbek, ek huil ook maar lank trane met daai goeters. Is jy lekker om goed te verloor nie? Maar die Here sê vir jou vandag, just get over yourself. Get over it. Want wie wat as jy die Bybel sê, die wat sy hand in die ploeg slaan en die heeltyd omkyk, is nie geskik in die koninkryk van God nie. Wie van julle ry in jou kar? En jy kyk hier dat in die triespieeltjie. Wie van julle ry kar so? Jy sal ongelukkig gemaak, ek beloof vir jou. Jy kyk deur die groot vooruit en so nou en dan as jy moet besluite verander, lewens moet leer uit die verlede uit, dan kyk jy in die triespieeltjie en jy sê, o, ja, flikkerlig, daar draai ons. Op 'n baan. Leef nie in my triespieeltjie nie, julle. Hy leer my net lesse om bane te verander. Ek kyk deur die groot vooruit. Ek kyk vorentoe. God sê vir jou, aan die hand in die ploeg, kyk om en sê, ek moet bietjie dieper druk. Druk dieper, dan kyk jy vorentoe. En dan gaan jy. Jy het boldness, en jy weet jou God glo in jou, and you're gonna make it. You're gonna make it great. You're gonna make it great. Jesaja, ons gaan verder, hy sê, jy vergeet die Here wat jou gemaak het, wat die hemele oopgespan het, wat die aarde se fundamente gelê het. Jy was altyd deur bang vir die woede van die verdrukker. Is dit hoe jy wil lewe? Tot op jou sterfbed bang. Bang vir dit wat miskien in offeras en ai. Dankie. Altyd bang. Moenie die Here jou God vergeet nie. Ken hom. Ken hom. Dis waar jou krag lê. Baie belangrik. 2 Korintiërs 1 vers 19. Ons is baie oor tyd. Want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus en julle verkondig het, is nie 'n ja en nee tergelyk nie. Hy is die ja van God. Die ja op al die beloftes van God. Die ja op sommige beloftes van God. Ja op alle beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop amen sê. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig op Christus. God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte as 'n waarborg. Wat meer soek julle? Ja, die Heilige Gees is 'n waarborg. Wanneer God het gesê het, dan draai hy nie om nie. Hy bedoel dit. Hy sê luister. Weet julle hoekom relate ons met God soos wat ons met mense relate? Want mense het my al teleurgestel. God het my teleurgestel, julle. Kom eens eerlik. Ek het al vir mense gebid met kanker en hulle is dood vandag. Die Here het my teleurgestel. Wie is verkeerd, ek of hy? Altyd ek. Want as ek hier in my straat loop, dan sien ek hierdie, en ek is op die berg sit, dan sien ek, God het altyd daai prentjie, ek het nie. Die Bybel sê nie, verstaan alles wat die Here doen, en dan vertrou jy hom nie. Hy sê, vertrou op die Here, met al jou insigte. Of jy nou verstaan of nie, doesn't matter. Of jy nou dink jy is God of nie, doesn't matter. Hy bly God. Ja,
Vanoggend wil die Here in elkeen van ons harte 'n confidence bring, dat ek sal sê, Here, ek gaan kies om U te vertrou, ongeag. Maar ek gaan kies om my prentjie van wie U is te verbreek. En dit kom net deur stilte tyd. Neil het so mooi laasweek vir julle gepreek. Kom by die Here se voete uit. Weet julle hoekom ken ek vir JP? Want ons spandeer tyd saam. Ons het al verskil. Ons was al kwaad vir mekaar. Ons sit nog steeds. Hy frons, maar ons was al 'n bietjie vies vir mekaar hier en daar. Hy sê ek vir hom. Jy was eendag vir my vies. Ons het jou pa se sambreelie gebruik en toe het ek gemors op hom. Sy vies vir my. Maar ek en JP is nog steeds in verhouding. En ek ken die man. Ek weet wie hy is. Ek ken sy karakter. Ek kan op hom staat maak. Daai ou het al vir my kom bid en profeteer in my lewe wanneer ek down and out was. Ek is lief vir daai ou met alles in my. God wil jy met 'n beter verhouding met hom hê as wat jy met jou eie vrou het. God wil jy met hom beter ken as wat jou eie vrou ken. Ek sluit af met hierdie versie. Nou wil hy nie gaan nie. Ekskuus julle, ek moet nie die slides gedoen het nie, sorry. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie? Al wat jy kan doen is, jy kan reg optree teenoor wie God is. Ontvanklik wees. As jy verkeerd optree teenoor wie God is, gaan jy jou deurbraak mis, beloof jy. Jou kennis van God vereis dat jy op 'n sekere manier moet begin optree. Op 'n sekere manier moet begin reageer. Kom ek vertel dit vir jou baie eenvoudig. As iemand nou vandag na jou toe kom en sê, luister, ek wil my nuwe splinter Mercedes Benz vir jou gee. Sê. En jy sê, maar ek weet hom nie. Ja, ek twyfel. Nee. Het jy die kar gekry? Nee. Want jy het gekies om verkeerd op te tree. In plaas van te sê, baie dankie. Wow, hoekom kry ek hierdie kar? Ag, sommer net. Baie dankie, kan ek die sleutel kry? Let's go. So jy hoor vandag se woord en ek weet binnekant jou gaan alarmbelle op, maar wat van daai keer, so daai situasie. Die Here sê tree reg op. Kies vandag om te sê, Here, ek verstaan nie hoekom maar goed so skeef geloop het nie. Ek kies om U te vertrou. Ek verstaan daar's reëse, Here. Ek kies om te glo die oorwinning is ons deel. Ek verstaan nie hoekom hierdie verhouding nie wil uitwerk nie. Ek kies om te glo, Here, U het 'n plan. Bewaar my hart. Kom ons maak toe ons oop. Vanoggend terwyl ek gepraat het jy beleef en gesien en gevoel, hier's een of twee goedes wat die Heilige Gees vir my uitwys, oor gedagtepatrone, gevoelensgoeders, wat jou lewe so oorheers, dat jy nie reg kan respond teenoor die Here nie. Jy kan nie reg optree teenoor die Here nie. Jou prentjie van God bly belemmerd. Terwyl jy daar sit, bly. Sê, Here, vergewe my, dat ek so vasgevang is in hierdie vrees, of in hierdie verkeerde gedagtepatroon, of hierdie emosies wat my so oorweldig, dat ek nie helder kan dink nie. Bely dit, sê dit neer voor die Here. En dan bid jy en sê, Here, help my. Brei my prentjie uit van wie U is, Here. Ek wil 'n beter prentjie sien van wie God is. U is 'n gentle God. U sal my hart mooi versorg. Vandag kies ons, Here, om U te vertrou. Om U te volg. God is. Hy is my anker, hy is my noord, hy is my fondasie, hy is die rots waarop ek my huis bou. Here, dankie dat U ons volmaak vandag met U lewe en met U Gees. Here, ons kies vandag teen vrees, the faith in the inferior. Ons draai ons rug op vrese, Here. Help ons en wys ons vir ons, hoekom ons vrees, hoekom ons hierdie gedagtes het, Here. Help ons om te wen. Here, want U woord is waar, en U sê in Romeine 8:37, julle is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus wat jou liefhet. Ons is meer as oorwinnaars. Amen.